Kom ons bid gou saam. Vader, wat 'n voorreg. Dankie meester vir die voorreg vanaand, Here, vir sessie 4. En hierdie disippelskap, Vader, van hierdie bediening, so opgewonde, Vader, vir siele wat bereid is, disippels wat bereid is om disippels te maak, Vader. En dit is die plan, dis waaroor dit gaan, Vader, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle geleer het. So Vader, ons weet dat ons geroep is om siele te red, en dat dit u opdrag is aan ons. En ek bid, meester, dat u elkeen 'n kalmte gee in hulle gees vanaand, maar ook 'n selfvertroue, om te weet, Vader, dat ons werklik bereid is om onsself confident te kry, onsself selfvertrou te kry, met die skrifte, met die stappe, en iemand te kan help, Vader, in 'n situasie soos hierdie, Vader. Ek weet dat die siel is so belangrik, Vader, so belangrik, dat ons weet dat u met ons is, en saam met ons is, Vader, en ek bid dat u elkeen sal seën vanaand, Vader, met 'n opgewondenheid, hulle wat nie kan wees nie, Vader, hulle wat nie wel is nie, vir hulle, Vader, wat werksverpligtinge, en dankie dat u vir hulle ook vashou, beskerm en bewaar, en dis 'n voorreg, dat ons kan deel wees, meester. Ons eer u daarvoor, ons loof u daarvoor, in Jesus naam, amen. Amen. Loof die Here. Halleluja. Okay, halleluja. Okay, julle, ons gaan vanaand kyk gou na miskien kan ons net gou weer deur die stappe gaan. Is almal alright, vertrou daarmee, sê gou vir my toe julle geoefen het. Of bietjie by die huis, maak dit sin vir julle, kan dit vir julle 'n prentjie vorm, die stappe. Is dit moeilik om dit te volg of val dit maklik vir julle in plek? Kom ons hoor gou bietjie, wat dink julle? Hey, ekskuus. Sukkel. Dis hoekom ons mekaar help, nee, halleluja. So ons doen dit met mekaar. As jy 'n stap het, jy kan jou handleiding by jou hou ook, want dis hoe mense daarby kom. Mense, ek wil u graag net weer gerus stel. Hierdie is net 'n metodiek. Jy gaan jouself ongemaklik maak as jy jouself wil constantly bind net rondom dit. Die belangrike punt is net dat die persoon self weet dat hy 'n sondaar is. Hy weet dat hy homself nie kan red nie. Dis die belangrike ding. So hy het 'n redder nodig. Moenie kommer nie. Johannes 3:16, Jesus Christus het vir ons die prys betaal. So jy kan 'n kind van hom word, jy kan gered word, jy het lewe in hom. So as hy daai besef, wat gebeur nou? Ons weet ons het sonde, ons weet dit maak skeiding tussen ons en God. Daar is 'n redder, Jesus Christus, so wat moet ek doen? Sonde bely. Onthou, sonde is dis die ding wat tussen ons en God staan. As sonde uit die weg geruimheid is die pad oop. En dis hoekom die voorhang sal ook geskeur het toe Jesus aan die kruis gesterf het, want daai sonde van die mens het hom skeiding gemaak tussen hom en God. En toe Jesus die prys aan die kruis betaal, toe is die voorhang sal nie meer nodig nie. Want daai voorhang sal uiteindelik die skeiding gebring tussen God en die allerheiligste, en dan die gewone mens buite, wat nou met die sonde is. Want as jy in die teenwoordigheid van God kom, gaan jy sterwe. So daai voorhangsel wat geskeur is, daai sonde wat daai skeiding gebring het, toe Jesus daai prys betaal in die kruis, toe's daai barrier, as ek daai barrier kan noem, en daai ding wat ons, struikelblok wat tussen ons en God staan, daai muur, is afgebreek. So nou kan ek tot saligheid. So wat moet hy doen? Hy moet sy sonde bely. En as hy sy sonde bely, dan sal nou die stappe waardeur ons gaan, en waar hy oorgawe gaan maak, met die oorgawe, dan gaan ons deur die gebed, die voorbeeld van die gebed. Ons het ons, nee, gaan ons, ja Here, ek besef ek is 'n sondaar, ek besef ek kan myself nie red nie, dankie vir Jesus wat vir my die prys betaal het, en dat ek gered kan wees. Ek is baie jammer oor my sondes, ek besef dat ek soveel sonde gedoen het, en dat ek soveel berou het, en dat ek hartseer is oor die ongehoorsaamheid in my hart, die sonde wat ek gedoen het, en dat ek gepleeg het, en daarom kom ek, en dankie dat u my vergewe, dat u my vryspreek, en ek kom onvoorwaardelik, en ek gee my hart vir u, en ek maak u my persoonlike saligmaker, en dankie vir saligheid, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Is dit maklik? Dan gaan ons oor na die kaartjies toe, ons vul in, ons maak 'n afspraak, nou ons 'n afspraak gemaak het met 'n groet, en as ons kom groet, sê ons eers dankie vir die Here, dis opsioneel, as jy noodwendig jy moet weer saam bid, sê eers kom sê vir die Here, dankie dat ons nou gered is, en dat jy saligheid het, en voel jy gemaklik, is jy gered, en onthou Woensdag aan 6:00 sien ons vir jou, is dit reg is so vir jou, of ek gaan jou WhatsApp, ek gaan jou kontak, so dit kan, ek sê nie, ek het dit gemaklik, net dit moet vir jou sin maak, dit moet soos fietsry wees, anders gaan dit jou ongemaklik maak, so jy moet vir jouself probeer om daai prentjie te skets,
van die metodiek van die saligheid, en elke persoon wat voor jou is, gaan jy dit half bietjie anders dalk hanteer. Nie noodwendig so breed altyd nie. Jy het nie altyd die tyd om dit dalk so te doen ook nie. Of partykeer is persone, jy weet, dis hoekom jy die Heilige Gees het, wat jou lei, dat jy dit ook so kan doen. Enigiemand voor ons gaan begin, gaan bietjie met die prakties, want dan gaan ons gou so 2-2. Ek gaan so bietjie rondstap, as dit okay is as julle die prakties doen, maar moenie ignoreer my. Ek wil net graag so bietjie ervaar. En julle moet regtig kalm wees. Moenie oor my worry nie. Moenie worry nie. Dag's nie 'n probleem nie. Ek sal net daarvan hou as ons net onsself so bietjie in dit push. Ek wil asseblief nie ongemaklik maak rondom dit nie. En as jy nog bietjie is alright, dis okay. Dis hoekom ons dit doen. Mense, al moet jy dit 100 keer doen. Ek sê altyd vir die ouens, jy weet die ouens as jy begin preek, dit voel partykeer woes en jy voel maar by die 150ste keer word dit beter. So, maar jy moet ook by 150 kan kom voor dit beter raak, nê. Nee. So elke keer wat jy dit gaan doen, gaan dit bietjie beter wees. En so noodwendig iets wat jy elke dag doen nie, maar die dag wanneer jy dit nodig het jy at least 'n goeie 80% hoe jy dit kan doen. Is daar iemand wat vraagie nog het? Yes, jy gaan iemand nou hê wat jy gaan lei gou. Ons gaan iemand hier so kry, iemand is hier dalk wat jy kan lei. Loop hier. Daai wat Frans genoem het die eerste gedeelte. Dis as jy iemand op die straat, dis good, dis great. Ons graag dit as 'n opvolg doen. En as jy iemand op die straat of iemand wat jy onthou vir die persoonlike werk en die altaarwerk wat jy nou doen, is meer vir iemand wat uitkom en hy sê ek wil my hart vir die Here gee. Of bid vir my, ek is siek. Ek het siekte, ek was by die dokter en bid vir my daarvoor. Of ek het finansiële probleme, ek het omstandighede, bedien my. So wanneer iemand in die kerk na vore kom, en iemand kom en hy het klaar die toenadering gemaak, dis waarop ons van konsentreer. Daai wat Frans sê is baie great, want dit is as jy iemand op straat of iemand soos 'n straatwerk, dit kan baie meer gekompliseerd wees, want jy het nie idee wat is hierdie ou of vrou se stand nie. Hy is dalk 'n ateïs, hy is dalk 'n boeddhis, hy is dalk 'n moslim, you never know. Maar hierso het jy redelik seker in 'n veilige posisie, soos ons hierdie goed geaccomplish het, en jy voel vir jouself, ek is hier meer confident, dan kan ons daai doen. Ek sien nog ons pastoor Manay, hulle wat nou oulike ding is, weet nie of julle van hulle op Facebook volg nie, het hulle die deur drive-through gebed. Of hulle borde het in die ouens, kom drive-through en hulle bedien die ouens in die kar, jy weet, in die gebed. So dis awesome, jy weet, is regtig so 'n smart manier en hy het baie mooi teachings, pastoor Manay. Ek sal graag bietjie sy infos en inligting ook wil hê. Ons het ons so kursus bygewoon van die mensies by hom. Ek weet nie, wie van hulle het daai kursus van Manay bygewoon? Frans, jy was daar, nee? Ja. Dit wat Frans nou gesê, daai eerste stapie, dis nogals daai toenadering, vir ek vir jou goeie nuus. So daai is 'n gedeelte wat ons ook kan doen. Maar vanaand wil ek graag hê daai is iemand uitkom en sy hart vir die Here gee. OK. Stel jouself voor, jouself klaar voorgestel het, wat se behoefte, ek wil graag my hart vir die Here gee. Julle almal wil vanaand op bekering kom, hoor. Is nie siek mense vanaand nie, is ook nie ander omstandighede. As jy ou jou vra vanaand, waarvoor bid ek vir jou, sê ek wil my hart vir die Here gee. So, OK, so ons gaan nou ons 'n ander gedeelte doen. Hierdie is nou my, as jy my hart vir die Here wil gee, dan sê vir hom, OK, jy weet belangrik om te kan weet dat jy is 'n sondaar en jy het hom nodig. Jy kan ook nie jouself red nie. Jy's nie in jou magte nie. Jy kan dit nie. Daar's net een redder, sy naam is Jesus Christus. Hy het vir die prys betaal. Hy bely die sonde en dan gaan ons wanneer by die oorgawe kom, dan doen jy die gebed saam met hom. En dan die invulpapiertjies gaan ons mos nou maar net min of meer so half maak of ons dit doen en dan daai recap. Kom ons kyk gou daarna. Is daar enige vrae? As jy nou seker kan jy voel jy is salig, voel jy's great. Yes, awesome. Ek is so bly. Loof die Here. Sal dit great wees, sal dit goed wees as ek jou kan kom sien. Kan ek jou afspraak maak of is daar so moontlikheid? Hoe werk jou tye? Hoe lyk Dinsdag aan vir jou? Lyk Woensdag aan vir jou? Jy weet as jy so. Mense, ek glo ek sien die prentjie. As jy van eers vanaand hier so, ons kan so 'n groep hê en ons het net 5 mense wat uitkom op 'n aand of 6 of 7 mense met so spesiale dienste en ons het 'n evangelis wat weer kom en ons het 'n groot uitnodiging rondom dit. Dat as elke ene net een so 'n bietjie kan disipel vir daai week. Jy weet of sê van hart staan met hom stap, dalk besoek of dalk as dit net met WhatsApp. Ek weet die tye het vir ander mense. Dis nie maklik, die besoeke is uitdagend want man werk, vrou werk, mense kom laat by die huis, die ure is lank, kinders het programme. So ja, dis regtig 'n ander era as wat dit was.
So ek sê nie jy moet afdruk, jy moet iemand sien nie. Baie mensies vereis dit, vra dit vir al jou ouer mensies of jou jonger is nee, en dis hoekom ek sê jy gaan nie iemand ongemaklik maak nie. Jy wil vir almal dit gemaklik hê. Okay, so ek gaan vra dat hulle vir ons dan daar gaan vir ons so gaan pause en dan gaan ons gou vir ons twee gou bietjie by mekaar kom. As hy loof die Here, ag Jesusie, dit was sommer nou lekker om te sien, hè. Ja, dit gons en die ouens gesels so en hulle praat oor dit wat belangrik is, hè, en dit oor die siele en ek het nou so 'n bietjie hier en daar gestop en gesels en dit is so awesome om te hoor en te sien dat almal die begeerte het, jy weet, om iemand te kan help en 'n lewe te kan help en met sonde te kan deel en 'n nuwe lewe aan Jesus Christus te kan inkom. Amen. So ek wil julle graag aanmoedig, ons kan regtig nog 'n bietjie werk aan dit as jy by die huis is ook. Probeer vir jouself dat daai gebed net so 'n bietjie sin maak. Laat jy weet uit daai punte. Gaan so 'n bietjie dat jy hom in jou kop kan weet en hoe meer vertroud jy met hom kan raak. Jy kan altyd met daai kaartjie tipe werk wat vir jou sin maak. Ek het op die groep gesit, ek weet nie wie dit gesien nie. As jy nie op die groep is nie, is almal op die groep nie. Is niemand wat nie op die groep is nie. So dit is net of jy op die groep sit. Ja. Okay, ek sal WhatsApp. Ja, dalk was julle 'n bietjie later, ja. Ek sal gou weer opsit. Ek gaan hom net weer opsit. Dan sien almal hom net gou weer op die groep. So hy is die stappe. Hy het al die stappe bymekaar en dan daai sondaarsgebed, ons sal hom net gou weer opsit. En so ja, ek oortuig dit gaan vir julle help. Mense kom uit. Kom ons kyk gou nie. Ek gaan nou nie Galasiërs 5 doen. Ek dink ek moet dit bedien in die kerk want dit is so belangrik dat almal dit van deel hê of in die kerk of dan ek sal net sien want of dit gaan mooi inpas by die naweeksin. Maar ons wil kyk oor hoe bedien ons 'n geredde, want ons moet verstaan, ons het vanaand tot nou toe hanteer, het ons die saam voor die tyd bid en hoe ons iemand bedien, hoe ons vang, hoe ons tissues en help met die olie en help met om iemand gemaklik te maak en as ek 'n catcher is, so ons het redelik al daai goed gedoen, jy weet, en dan vra ons, as iemand kom en hy sê hy wil gered word, dan weet ons gaan bidkamer toe dalk, ons gaan na die Here toe lei, maak 'n afspraak, maar ons begin om disipel. Nou na bekering is dit belangrik om te kan weet, ek wens ons kon sê, jy seker nou nê, na bekering is al jou situasies opgelos, daar is geen probleme nie, jy is nou nie eers meer nikkerig nie, jy sukkel nie met ongeloof, jy sukkel nie met woede nie, niks van daai goedjies nie. Mense, dit is presies hoekom baie ouens dan van daar af net sit of voel, ek gaan dit nie kan maak nie, want as ek na myself kyk, I have to be the super saint, ek moet alles kan reg doen, mag nie verkeerd dink nie, mag nie verkeerd doen nie, en dan gee mense baie maklik weer op, sê nee wat, it's too high to come by. Of ons nou wil weet, Efesiërs praat van tot in die mate van die volle grootte van Christus, so nie volle mate van volle grootte van Christus. So daar's 'n fyn lyn, daar kan jy oorswaai religious toe, waar ons weet baie gelowe, baie religious kan wees. Dit gaan oor raak nie, smaak nie, dit gaan oor die wette, dit gaan oor hoe jy jouself probeer in lyn kry in al jou dade, om aanvaarbaar vir God te wees. That's never gonna happen. Ons as mens en vlees skiet kort, big time. Maak nie saak, as jy een ding reg doen, jy doen hierdie 5 reg, dan doen jy weer 7 ander goed verkeerd. As jy weer hierdie kan doen, ons kan nooit op 'n plek wees as mens en hoe ons geskaap is. Ek sê nou nooit nie, seker 'n vreeslike woord, maar jy kan definitief dit baie sterk aan werk en beheer, waar jy kan sê, ek is okay met al hierdie goed. Daar's geen uitdagings vir my nie. Dag na dag, ek is eintlik so te sê in die hemel, ek het geen aanvalle nie, vyand val my nie aan nie, ek val nie, al my woorde is 100%, ek is die hele tyd in volle geloof, ek twyfel nie, ek het geen vrees nooit oor my nie, ek is hierdie super wese. Mense, ja, ons het Christus nodig. En wanneer iemand by jou kom, ga jy van vra, waarvoor bedien ek jou? Hy sê, nee, ek ken my hart vir die Here. So as hy vir jou sê, ek voel siek, ek het hierdie finansiële, ek bid asseblief vir my vir die finansies. Wat is jou volgende vraag aan hom? Gaan jy oorgaan en dadelik finansies bid, of wat is die eerste vraag wat jy hom daarna vra? So dit beteken jy kan nie net dadelik die behoefte hanteer nie. Want hoe gaan jy die behoefte hanteer as hy nie Jesus gaan vertrou om te help met daai ding? Want jy kan dit nie doen nie, ek en jy kan dit nie doen nie. So as hy vir jou sê, ek sukkel met werkloosheid, ek kan nie werk hê, asseblief bid vir my dat ek werk kan kry. Jy weet, so dis nie 'n helpline dat jy nou gaan werk kry nie. Wie gaan hom help om werk te kry? Sy geloof in Vader, in deur Jesus Christus, dis wie hom gaan werk gee, nie ek en jy nie.
So wat is die eerste ding? As hy dan vir jou vra, jy ken hom, jy sê net maar jy weet, hy is in die kerk, hy het so hard vir die Here gegee, is dit cool? En hy sê vir jou, maar ek sit met werk, my werk verloor hierdie week, ek bid saam met my vir werk. So nou gaan ons daaroor bid. Of, ek is siek, jy weet ek my mind, of ek in my gedagtes, ek kan my gedagtes net nie beheer nie, ek sit met 'n probleem. So wat doen jy dan? Jy het jou hart vir die Here gegee, jy sê, Jesus, ek het my hart vir die Here gedoop, vertrou regtig die Here, maar weet jy, ek sukkel met hierdie gedeelte. So wat gaan hy na jou toe kom en hy sê vir jou, weet, ek sukkel met welis. Weet, ek sukkel net met dit, ek was blootgestel miskien aan pornografie gewees, en ek besef is verkeerd, en ek sit met welis. So hoe gaan ons dit hanteer? Moet hy tot bekering kom, omdat hy nou dit gekom het, want hy het sy hart vir die Here gegee, is deur die doopwater. As ons daar volgens gaan, elke keer wat iemand iets fout doen, gaan die mense elke dag, elke week tot bekering moet bring. So dit is, hy het klaar gekom met tot Jesus Christus. Hy het klaar besef, hy kan homself nie red nie. Hy het klaar bely en gesê, Here, U moet my red en U moet my oorgee. Ag, iemand my aanneem, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. So ek wil net graag vir U verduidelik in hierdie bladsy 11, in hierdie handleiding van my, van hoe bedien ons 'n geredde, is die brein van die man en dan sal verskriklike klomp lyne uit. Ek wil net graag vir U wys dat dalk 'n probleem wat iemand in sy lewe sit, is 'n oorsprong van iets anders. Daar's 'n reg of 'n sleutel wat dit veroorsaak, en dis dit wat ons moet hanteer. So van hierdie sal jy bo sien, het ons in die hart van die mens, die wil, intellek, die gemoed, die mens in sy wese is geskep, ek het nou nie daai prentjie hierso nie, maar ons is gees, ons het 'n siel, en ons bly in 'n liggaam. Die Bybel sê God is gees. So wat beteken dit? Ek en jy is geskaap na gelykenis en beeld van God. As God gees is, wat is ek en jy? Help gou. God is gees. Ek en jy is geskaap na gelykenis en beeld van God. Ons lyk soos God, ons is soos God. As God gees is, wat is ek? Gees. Ek is dan soos God geskep, né? Ek lyk soos hy, my karakter is soos hy. So uit geesheid is jou oorsprong. Voor hierdie tent woning in vlees was gees daar. Dis hoekom die gees wederbaar word. Die gees word wedergebore. En dis daai geesmens wat in die hiernamaals gaan ingaan. Hierdie intellek brein van my gaan sterf. Hierdie emosie gedeelte van my is wil, intellek en emosie, want ek gaan nie intellek nodig hê in die hemel nie. Ek het nie nodig om enigiets reg te maak of rekenaarprogramme of 'n kar te fix of wat ook al nie. My gees is wederbaar, so ek is in geesdimensie, in lofprysing en Vader en Seun. Dis hoekom die hemel vir ons sê, dis wat ons daar gaan doen. So ons gaan nie werk vir geld nie, so ons het nie intellek nodig nie. Ons gaan nie hoef skool toe te gaan dat ek slimmer kan word nie. It's not relevant. So vir hierdie goed het ek nodig op aarde. Dis die uitdagings in hierdie grys stoffies tussen ons ore, nê, waar ek die wil, intellek en emosie vasgevang het. Want kyk gou-gou, ons is gees, ek het 'n siel, en in die sieldimensie, hier kan jy dalk skryf, is wil, intellek en emosie gesetel, in die sielsdimensie. Dis wat veroorsaak dat jy nie 'n zombie is nie. Anders was jy nie soos 'n zombie, wat nie weet wat om jou aangaan nie, jy kan nie lag nie, jy kan nie huil nie, en jy het ook geen besluite nie. Kan jy dink 'n mens op aarde, ons mense op aarde, het nie besluit, kon nie besluit nie. Kan jy dink God het ons geskep sonder 'n wil? Kan jy dink hoe te mekaar was hierdie wêreld? Want jy wil of jy wil nie, jy wil werk of jy wil nie werk nie. Jy weet, ek weet, dit is baie keer sê ons, jy weet, Here, gee vir my werk, maar net nie vandag nie. Of, jy weet, ja, net nie vandag nie. Jy weet, so, ek meen, 1000 deure kan vir jou oopgaan. As jy nie wil nie, gaan niks gebeur nie. So, die eerste ding waarmee God mense skep het, is the free will of man. Beteken as jy nie wil stop met sonde nie, met alle respek, gaan selfs God jou nie kan stop nie. Jy moet kan draai uit jou besluit om te sê, ek wil breek met sonde. Anders kan, sorry, jy weet ek is eendag op 'n pastoorsvergadering, en ons sit 'n klompie daar, en een broeder sê toe, asseblief vir hierdie broeder bid van sy raadsgedeelte, want hy het nou regtig 'n alkoholprobleem en 'n nikotienprobleem. Hy sê, weet maar, ons het dit nou reg gekry om van die alkohol af te kry, maar asseblief julle moet saam met my bid, dat die Here hom help, dat hy hom kan losmaak van hierdie nikotien. En ek kom toe heel op die stadium toe nou indam, en my praktiese brein is toe heel kom, sê ek, maar weet jy, ek dink nie die Here het iets daarmee te doen nie, hoekom moet die Here hom losmaak van nikotien? Ek sê, so hierdie arme man wil so graag dit nie in sy lewe hê, die verslawing, wat hy nou gesê het in sy lewe is. So hierdie man gaan dit moet hou in sy lewe, tot God eendag besluit om dit uit te haal. Hy is onskuldig. Kan dit wees? So baie ouens sit vas in 'n verslawing, because hy wag dat die Here hom eendag losmaak.
Of dink, en totdat die Here hom nie eendag losmaak, jy sit hy maar waar hy sit. Nee mense, ons moet verstaan, God has given us a free will. So jy moet respond tot daai vrymaking van nie. Ek sê toe vir hom, Jesus het lankal aan die kruis besluit, alle verslawings in iemand se lewe, wat vir hom 'n probleem is, wat hy wil uit sy lewe, wat sy verhouding tussen hom en God belemmer, het Jesus aan die kruis voor gesterf en die volle prys betaal. Dis hoekom hy dit gedoen, dat jy kan, as jy dit vat, it's available. Maar alvorens jy dit nie vat, is dit available nie. Jy sê met hy sukkel maak, jy sê met 'n oormate van die party sukkel met drankprobleem, ander sit met medikasie, of ander sit met dwelms, ander sit met wellness, jy weet, of ander sit 'n dubbelprobleem. Jy weet, so daar's verskillende probleme gedeelte wat deur dit kom, en Jesus wil losmaak as dit jou lewe so belemmer dat jy jou verhouding met God belemmer, dat hy vir jou sê, as jy kan respond in jou wil, as jy die eerste tree gee, kan hy jou losmaak. As iemand uittree en hy kom in uittree en hy sê vir my, hierdie is my probleem. Ek het 'n probleem met selfs soos het gesê het van dronkenskap of hoerery, die boonste enetjie. As jy hom kan sien, die wellus gedeelte, want ons kom uit die hart van die mens, uit die emosie van die mens, kry hy wellus waarin hy blootgestel is en dan sal 'n streepie wat afgaan, want uit wellus uit kom hoerery. Dit beteken omdat die wellus losgekom het hom, is hy in 'n posisie waar hoerery gaan kom. So as hy vir jou sê, "Jesus, ek is in buiteegtelike verhoudings, ek het seksuele verhoudings, ek het 'n probleem daarmee," is dit dalk 'n moontlikheid dat daar wellus los is oor sy lewe. So hoe gaan ek hierdie geredde persoon beteken? Ons gaan hierdie wellus moet bely. Ons gaan die blootstelling byvoorbeeld aan pornografie moet bely. Want dit het dalk 'n deur oopgemaak vir jou as kind van die Here. En omdat jy blootstelling en dinge wakker gemaak het jou en oopgemaak het vir hierdie gees, is jy onderworpe aan goed soos dronkenskap, om dit dalk weg te steek, of goed soos hoerery. En maar eintlike oorsprong is as gevolg van die wellus. So as ek daai bely en ek bring dit voor die Here, gaan die hoerery en die ander begeertes rondom dit gaan dan eintlik outomaties verdwyn. So ons vat eintlik daai weg. As ons kyk na die onderste gedeelte van vrees, die heel onderste mannetjie wys vrees. So hy gaan vir jou bekom en hy gaan vir jou sê, "Jessie, maar ek sit aan die regterkant, sien hy wys weer 'n streep na angs toe. Jesus, ek sit met bekommernis. Ek kan nie slaap in die nag nie. Ek het verskriklik bekommernis." So wat het dalk gebeur met hom? Hoekom is hy bekommerd? Hoekom? Vrees. Want omdat hy vrees het, begin hy alles dink wat nog nie gebeur het nie, maar wat kan gebeur. En voor hy homself kry, sit hy sonder sekuriteit, hy sit neerslagtig met vreeslike bekommernisse, hy kry angsaanvalle en ons weet nie van waar af nie. Nou kan ons dit hanteer met pille of ons dit kan hanteer met wat ook al, maar as ons die vrees in sy lewe gaan hanteer, sodat hy vrees kan oorbrug, want vrees maak, is nie van God af nie, en vrees maak die deure oop tot goed soos angs, bekommernis, neerslagtig sonder sekuriteit. So iemand gaan by jou kom en hy sê van ek voel angstig, ek kan nie slaap nie. So wat moet waarna kyk ons? Ons kyk na die wortel van dit. Ons kan nou slaap, bid dat hy meer slaap. Ons kan bid dat die angs weg is, maar wat van die vrees? So as ons nou kom aan die kind van die Here en sê van Jesus, maar hierdie persoon sit eintlik met vrees in sy lewe. Hy het eintlik 'n krisis in sy lewe. Nou daai kan baie groot omvattend en gespesialiseerd raak. Want vrees kan te gedoen wees met groot trauma in sy lewe. 'n Groot motorongeluk. 'n Groot hulle is gewapende roof gehad, waar hulle 'n gun teen sy kop gedruk het. Of hy is gehijack en 'n gun is teen sy kop gedruk. En hy het sy lewe voor hom sien afspeel. En dan sit hy met wat die mooi woord, of die vreeslike groot geleerde woord, die posttraumatiese stres, waarvan hulle praat. En uit daai uit, kom dan aan goed in sy lewe soos neerslagtig, hy voel moeg, hy voel, hy sien nie kans vir die lewe nie, hy voel hy het nie sekuriteit nie, hy voel niemand kan hom beskerm nie, hy raak angstig, nou gaan hy dokter toe en hy kry 'n klomp pille, en die pille moet hom help, maar as ons daar by daai vreesgedeelte kom, dat die Here die vrees in sy emosie gesond kan maak, dan kan hy geheel word. Gaan weer so 'n bietjie backpedal. Die mens is gees, siel en liggaam. So die liggaam is hierdie vleiskas wat verby gaan. Hy het baie behoeftes, hy wil kook drink, hy wil steaks eet, en hy het baie ander behoeftes, nee? Hy wil slaap, hy wil happy wees, hy wil gemaklik wees, en dan het ons die sielsdimensie, soos ek vir julle gesê het, wat wil, intellek en emosie het. In die sielsdimensie, veral die emosiekant, is wat ons nou hanteer. Die emosiekant, die vreesgedeelte wat daarmee saamkom. As ons kyk na jaloesie, wat is jaloesie anders as vrees om te verloor?
Jaloesie gaan jy gewoonlik sien as iemand is so, veral in 'n huwelikssituasie, man en vrou, en daar is maak 'n onsekerheid, jy weet van weer, seker, dan wat gebeur? Jaloesie ontwikkel, hoekom? Uit die vorm van vrees uit. So wat moet ons doen? Ons bid dat die Here daai vrees genees, en as hy die vrees genees, gaan die jaloesie van self weggaan. So almal beleef, ek geseker, as jy 'n mens is, weet jy presies waarvan ek nou praat. Want jaloesie is eintlik iets om te probeer beskerm, en iets om te probeer beskerm en terugkry en te wen. Nou gaan ons sien die volgende ene. Woede, haat, boos, aardigheid, toornigheid, bitterheid. Wat is die nasaad van woede en haat? Moord, laster, vyhandigheid, opstandig, twis en tweedrag. So iemand is dalk baie, hy laster verskriklik, hy vloek vreeslik. Maar hoekom vloek hy jou so verskriklik? Hy het nie eers beheer oor dit nie. Dis omdat hy dalk hierdie woede en haat in hom het. Van wie? Ek vroeger, weet baie keer van myself kan ek hoor vir al die manne, ook die vroue, jy's dalk as kind of op 'n hoërskool baie geboelie, jy kom dalk uit 'n huis uit waar jy baie geboelie is en baie verkleineer is, en jy het hierdie waar jy eintlik hierdie hopelose gevoel het, jy voel jy het geen beheer nie, jy word verneder, jy word seergemaak, jy word dalk aangerand, en jy ontwikkel hierdie woede binne in jou emosies, in die sielsdimensie. En nou kom jy, vra jy voor, bid vir my, want ek is so in opstand, ek het so twis en tweedrag met my. So wat het eintlik gebeur? Hy het eintlik woede en kwaad om, hoekom? Want sy emosie het seer gekry op 'n spesifieke stadium in sy lewe. So waarvoor gaan ek dan bid? Waarvoor as iemand vir my kom en hy sê vir my, ek sit met hierdie moord, ek wil net ek wil hom net gryp. As hy lank genoeg stil staan, was my hande lankal om sy nek. Ek wil hom net wurg. Ek voel net, ek is kwaad vir die lewe. Ek voel net, wat is gebeur? Sy emosies het ergens 'n vreeslike seer gekry, en dit maak woede los. So 'n geredde persoon het emosies. Hy het sy gees en siel is wederbaar, maar in sy sielsdimensie is wil, intellek en emosie. Okay, so ek hanteer nou die emosie gedeelte. So in die emosies voel hy, ek is seer, ek is pyn, so wat doen ons daar? Ek en jy kan dit nie gesond maak nie. So ons gaan nie bid bevendig vir die vyhandigheid en die opstand en die twis en tweedrag nie. Waarvoor gaan ons bid? Sy emosies. Die Vader Jesus kom en maak sy emosies gesond. Laat hy besef, hoekom wil hy kwaad wees? Vir hom ook om te sê, laat die Here toe en laat hy in jou hart inkom en laat hy jou genees, laat hy jou gesond maak. En daai Jesus wat nie net wonde gesond maak nie, kan ook jou hart gesond maak, jou gemoed omswaai, en as jy hierdie kalmte en vrede in jou kry, gaan goed soos die woede en die neerslagtigheid van self weggaan. So as is vaat van vrees, as ek vir iemand bedien in vrees, of hy sê vir my, ek is bekommernis, ek het hierdie angs binne my, maar weet jy wat, ek ervaar tog 'n mate van vrees, en vrees is nie van die vyand af nie. So ek gaan saam met jou bid, en ek gaan saam met jou staan, dat ons hierdie werk van vrees, en dit wat die vyand in jou losgemaak het, ons gaan dit bind. Ons gaan bid dat die Here daai gesond maak in jou. En as hy hierdie vrees in jou gesond gemaak het, gaan hierdie ander ding van self weggaan. Mense, die meeste van hierdie goed werk in regte met handvatsels. En vrees is 'n groot handvatsel in baie mense se lewens. As ek daai deur vat en ek haal die handvatsel af, en ons los die slot in, gaan ons redelik sukkel om daai deur oop te maak. Stem jy saam? So wat gebeur is die vyand kry handvatsels in jou lewe. Dis byvoorbeeld vryspraak. Ek het nou nog gepraat van 'n persoon wat hierdie woede in hom het, wat almal net wil seermaak, en hy het hierdie gedagte, hy's in opstand, hy's toornig, hy's bitterheid in sy hart, want hy het seer gekry toe hy jonk was. Hy wil nie daai persoon vergewe nie, hy wil nie daai persoon se naam hoor nie. Vandag al weer gehoor het iemand gesê, moenie daai persoon se naam voor my noem nie. Kind van die Here, weet waar alles gaan, as ek weer daai naam voor my hoor, dit beteken daar's 'n bitterheid teenoor die naam, en is nie gesond nie. So die vyand sê, as spreek vry, of die Bybel sê, spreek vry sodat jy kan vry wees. Hy weier om vry te spreek. So die duiwel het 'n regmatige handvatsel in sy lewe om in te kom en sy lewe deur mekaar te krap. Because he's got a right. Want die Bybel sê, as jy wil vry wees, moet jy vry spreek sodat jy vry kan wees. Nie die ander mens nie. Die ander persoon is dalk al dood, of hy's dalk, jy ken hom, jy gaan nooit eers weer sien, hy bly dalk in Australië, Nieu-Seeland of Katoo, of waar ook al, jy gaan hom dalk nooit weer in jou lewe sien nie. Maar jy hou jouself vas in jou emosie. So ons kan bid, ons kan smeek, ons kan vas, die handvatsel in sy lewe spreek vry. So wat sê ons dit? Jaloesie. Hoekom is dit jaloesie? Dalk het jy seer gekry, vrees gekry, weet jy wat? Stel dalk iemand in jou lewe wat jy moet vryspreek, vergewe. En as jy dit gedoen het, kan die Here vir jou gesond maak, en hy kan daai handvatsel wegvat en jou vryheid gee.
Want jy weet, dit is soos 'n klip wat jy in jou sak dra, en elke keer krappe jou en krappies jou uitkyk, en onthou jy weer. Die beste manier van enige genesingsproses is vryspraak. So as iemand kom met vrees, angs, woede, hy kom met hierdie afgoderry of ydelheid of jaloesie in sy lewe, hy kom met hierdie opstand in hom, so hy verhandig het om laster om, kan ek vir jou amper sê uit my ondervinding in die jare, dat 90% van dit kom uit 'n vorm van emosie uit. Hy is 'n kind van die Here, hy is tot bekering, maar sy emosie is steeds seer. Ek wens jy dit, en dis waar in diepte bekering nodig is, dis hoekom jy 'n afspraak met iemand moet hê. Dis hoekom jy hom moet disipel. Hy het sy hart vir die Here nou gegee. Hy wil graag gedoop word, hy wil gevul word deur die Gees. Maar ons kan nou nie sê met hy na hierdie gebed en hierdie hart is al hierdie emosies sommer net, die Here kan dit doen, Jesus kan dit doen as hy kom. Maar ek en jy moet hom kan guide en kan lei sodat hy 'n vry lewe, as 'n geredde in Christus kan leef. Anders is hy gered, hy gaan dalk hemel toe, hy gaan dalk ewige lewe, maar hy is so miserable, want sy emosies is stikkend. Net soos iemand wat 'n fisiese gebrek het, of 'n fisiese seer het, of 'n seer rug het, in sy geesmens, in hierdie sielsdimensie van emosie, het hy seer. En Jesus alleen kan dit gesond maak. So hoe bedien ek hom? Ek gaan saam met hom bid, ek gaan hom lei tot vergifnis, sodat hy kan vergewe, en dat hy dit kan losmaak in sy lewe, en dat die Here hom kan losmaak om dit vry te kry. Nog 'n gedeelte, hy het sy hart vir die Here gegee, al die dinge het verbygaan, alles het niet geword, maar tog het hy 'n paar rituele bygewoon. Hy kom miskien uit vrymetselarij uit, hy het miskien 'n paar bloedverbonde gedoen, wat hy nie besef wat sy houvas het op sy lewe het nie. Dus hoe kom hy om disipel? Ja, maar ek het my hart vir die Here gegee, maar ek het hierdie, ek kan nie slaap in die nag nie, hy's goed wat val, en hy's goed wat my plaan, my vasdruk in die bed, my keel druk toe, ek het hoeveel sulke gevalle in die tyd wat ek gesê het, so dis 'n realiteit. So wat doen ons? Ons gaan deur die punte van dit, ons sê, Here, ons gaan vryspraak doen, ons gaan vryspreek, en ons gaan loskom en vrykom van dit. Jy weet, vandag weer 'n persoon gehad wat sê, dis asof jy 2 weke weg is, en dan kom probeer die vyand weer. Sê ek, maar nou sê in Jesus Christus gaan hy weg. Ek sê, sy weg dan vir 2 weke. Ek sê, ja, nee, hy is weg. Ek sê, maar dan werk het mos. Halleluja. Jy moet dit bly doen, want hy gaan bly terugkom. Hy gaan bly probeer om jou te kom oorreed, dat jy in vrees moet wees. Jy staan net teen die naam van Jesus Christus, jy het geen reg oor my lewe nie. Ek sê vandag vir die persoon, ek wens, ek kan vir jou sê, partykeer, ek voel nie so, wat kom nie oor my, wil hy van my traai nie. Hy traai my ook, net soos wat hy elkeen van ons traai. Dus hoekom jy om met staan in te gaan. So, die regte in die geesdimensie gaan, as ons daai handvat sal wegvat, en ons sê, ons bely die sondes, die Bybel sê, as jy spreek, sal jy vry wees. Nou so wat gebeur, ons het die handvat sal weggevat. So as ons nou bevryding doen op daai persoon, of bid, dat die angs of die vrees weggaan, het die vyand nie meer 'n handvat ons in sy lewe, en hy gaan van self weg. Maar as hy 'n reg het, gaan jy bid en hom rondsleep, en hy gaan selfs dalk manifesteer, jy gaan dit nie uitkry nie. Want ek wil nie. Mense, as ek hier kom, en iemand stap nou in, en hy sê vir my, sê nou maar ek is nou, hier is nou my plek, en is my goeders hierdie, hy sê vir my, jy sê, maar kan ek die dromme vat? Hy sê van, ja, jy sê sekerlik, maar vat die dromme, is right, vat hulle, kan ek jou help blaai, en hy vat die dromme, en hy ry uit by die deur, en ry ek poliestasie toe, dan gaan klaar ek hom aan van diefstal. Kan ek? Ek is die regmatige eienaar, het hom 'n reg gegee om dit te doen. So wat kan ek doen? En dis hoekom ek vir jou sê, jy kan iemand bedien, as 'n geredde, ja, kind van die Here, maar omdat hy nie wil vryspreek en vergewe nie, het die vyand 'n reg in sy lewe, want die Bybel sê vir ons, as hy nie vryspreek, kan hy nie vry wees nie. As jy nie vergewe nie, gaan jou sondes nie vergewe word nie. So daai handvat sal sit in sy lewe. So jy kan hom vir 3 ure op die mat rondsleep, 4 kan hom vasdruk, om die duiwels en alles wat hom manifesteer om vas te druk, die duiwels sal daar bly sit, en jy sal nat gesweet wees, because he's got a right. Onthou toe Jesus geloop het, en hy kom die man van Gadara die graftyd gehardloop, en toe sê hy vir hom, weet u, is u die Jesus wat gekom het om ons te verdelg? Is u die seun van God wat gekom het om ons te vertel? So hy vra, wat gebeur toe? Onmiddellik erken hulle, wie staan voor hulle? This is authority, this is Jesus. Tweede punt, sê vir ons dat ons in die varke kan ingaan, wat soek hulle? 'n reg om in die varke in te gaan. Because hulle nou, hulle reg gaan nou weggevat word. Hulle gaan nie die man verder wil wees nie. So wat doen hulle nou? Gee ons reg om in die man in te gaan. Die geestesdimensie werk net opreg. Dis hoekom vrees 'n groot ding is. As jy vrees in jou lewe koester, gee jy die duiwel 'n reg om in jou lewe te kan opereer. As kind van die Here. Dit klink nou vreeslik, baie kan dalk verskil van my van dit. Maar ons moet verstaan dat dit wonderlike kinders van die Here doen vreeslike goed. En nou, hoe is hy dan nie 'n kind van die Here nie? Hy sê dan gelieg. Nee, hy staan opreg, hy sy hart vir die Here gegee.
Maar dis nie 'n slegte mens wat foute maak nie. Ek dink het vir Chris hier voorgesê, weet nie, niemand van ons kan enigiemand anders judge nie. Vandag wil ek sê, hoe kan ek sê uit my posisie, maar ek is okay, want ek doen nie dit nie, jy doen dit, maar ek het 'n paar ander goed waarmee ek sukkel. So, maak nie saak uit wat 'n stand jy staan en hoe gouer jy die oorsaak, die wortel van dit kan hanteer, hoe makliker kan jy iemand help. Anders gaan jy 'n maand in en maand uit, glo van my mense, as jy nie, dis hoekom jy hom eers na die Here toe lei, want dis die Here wat hom gaan losmaak. As iemand kom en hy's vasgevang en hy begin manifesteer, hy moet na die Here toe gelei, want die Here gaan hom losmaak. Punt 2, ons moet kyk waar is regte oop in sy lewe. As hy dalk by 'n waarseer was, moet hy dit bely. Want die waarseer het vloeke van profesie oor sy lewe gespreek. Hy het goed losgemaak en hy het dit geglo. Die Bybel sê, dit wat jy glo, kom oor jou. Soos die duiwel vir hom sê, en die waarsegster sê vir hom, dis hoe jy gaan wees, jy gaan 'n miserable wees, jy gaan die hele lewe lang van werk tot werk loop, jy gaan nie werk kan kry nie, dan sê hy, sien jy, die vrou het dit gesê, dis my lewe, ek loop van werk tot werk en ek kan nie 'n sukses maak. You know why? Because jy lewe daai profesie, want jy glo dit. Wat moet ek nou doen? Dis 'n miserable lewe, ek sit sonder werk, ek kom nie reg nie, wat moet ons doen? Kom ek help jou, ons bely daai wat jy gaan doen het, en dit wat dat jy hierdie reg oor jou lewe oopgemaak het, dat hierdie vyand en hierdie leuns oor jou lewe, kom ons bely dit, en sit dit voor die voete van Jesus neer, en laat hy kom en jou gesond maak, en as jy dit bely, kom aan mense, sonde is die ding wat tussen jou en God staan, ons het dit gedoen nou met die bekering, as ons sonde hanteer het, is jou pad oop, dis die reg wat die vyand oor ek en jou het, om nie 'n suksesvolle lewe as kind van God te lewe nie, sonde, as ons met sonde kan deel, is jou pad oop tot genesing. So wat doen ons? Ons bring hom tot genesing. Dankie Here dat ek hierdie bely, daai leuns van daai vrou, ek is jammer Vader, ek besef nou, ek moes nooit na daai vrou toe gegaan het nie. Dis leuns, dis werke van die vyand. Ek vra U om my te vergewe, ek het regtig berou. Jesus, kom en maak my hart gesond. Van die Here, van die handvatsel weg, want jy erken jou sonde, jy bely dit, en hy maak jou gesond. So wat gebeur nou? Nou gaan die werk oopgaan, want die vloek is oor jou lewe gebreek. Jy sien, ek wonder of ek ergens deurkom. Halleluja. Galasiërs 5 moet julle luister. Dis hoekom ek sê, ek weet ek gaan dit dalk nou online predik of heel moeilik, ek moet Galasiërs 5 vir jou preek oor die werke van vrees. Het julle dit al gaan lees bietjie by die huis? Ek gaan nie tyd om dit vanaand te doen nie, ons is 8:15, ek gaan moet klaarmaak nou. So ek gaan Galasiërs 5 predik, dink ek Sondag, ek gaan dit so draai, ek dink is net belangrik, want ek wou dit al laasweek doen, ek wou vanaand ook, so maar ek wil u vra asseblief dat julle hom gaan moet luister. Want Galasiërs 5 rondom die werke van vrees en die vrug van gees, gaan vir jou dit wat ek vanaand gesê het, nog meer oopmaak. Dat jy kan verstaan, hoe kan 'n kind van die Here, want jy weet, ons kom ons by dit, as dit is hoe 'n kind van die Here wil maak, wil ek ook die een wees nie. Kyk hoe lig hy sy hande op, die karjavel, maar kyk hoe praat hy met sy mense, hy is so kwaad, die man buig sy stuurwiel, ek sien hoe wys sy vinger as hy ry, hy is soveel woede in hom, ja, hy kan nie 'n kind van die Here wees nie, die duiwel. Maar eintlik het hy woede in hom, want hy was onderdruk of dalk geboelie. Daarom het hy woede en hy voel onmiddellik as hy die tweede een is wat met ry by hy stopstraat, gaat hy daai ou se bumper buig. So wat gebeur? Hy moet vryspraak doen van dit wat gebeur het in die verlede. Here, gaan laat hom gaan. Ek vreek hom vry in die naam van Jesus Christus. Here, gee my kalmte, gee my rustigheid. Voor jouself kry jy woede weg. So wat doen ons? Ons moet die wortel gaan kry van die kwaad. En die vyand het altyd in hierdie dimensie van die wil, intellek en emosie. Want nou intellek is die ander amper seker duiwel, né? Want intellek, die goed wat ons leer op die media, wat ons by die mense leer, dalk in ons opgroeijare geleer het, moet maar sukkel, hè? Hoe gaan dit? Ja, arm maar geduldig. Weet ons ons hierdie mooi sêgoeders. Ja, nee, dronk maar reg op. Jy weet nie, ons spreek soveel dood oor onsself. En dan wonder ek, hoe gaan dit met jou soos dit gaan? Want jy weet die intellek, dit klink vir ons nou mooi versie, en dink ek spreek eintlik soveel goed oor my. Ja, hoe gaan so tussen die boom en die bas, tussen die tyre en die teerpad? Jy weet en jy glo dit, jy spreek dit. En dan kom jy uit en sê, yes, dit gaan so miserable met my jong, ek wil nie my kop optel nie, ag, ek weet nie hoe, ek kan nie, ag, hier maandag is alweer môre maandag, ek moet werk toe gaan. En dan is dit eintlik in oorsprong, van dit wat ek intellektueel dalk gevat het en oorgevat het, of my emosie wat seer gekry het. En dan is daai twee goeters mooi in lyn is met God. Neem jou wil mooi besluite. Want nou, ek gaan afsluit met hierdie, jou wil
is eintlik die senter van alles wat ek wil of ek wil nie. Ek wil vergewe, ek wil nie vergewe nie. Ek wil opstaan of ek wil nie opstaan nie. So ek sluit gou hiermee af. Jy staan in die môre, word jy wakker. Jou intellek gaan vir jou moet sê wat 'n dag dit is. Maandag, Dinsdag, Woensdag, gaan ek werk, moet ek nie werk nie. Jy weet, my alarm is gestel. So onmiddellik gaan dit deur jou routine, moet ek opstaan as dit werk se tyd, gaan ek deur die intellek. Terwyl jy dit so besef, dis Maandag, gee jou rug vir jou so steek. Dink jy moet bly lê. Jy weet van jou vlees wil lê. hy wil wees, hy is nie lus vir werk en al die goed nie. Hy wil, ek wil nog 'n bietjie slaap, jongen. Ek kan druk deur die alarm. Bel en werk toe, faks 'n sieknota kantoor toe. Sê jy is nie okay nie. Jy weet, so jou fisiese liggaam is die een wat altyd gaan protesteer, jy wil dit hê nie. Jou emosie gaan opspring en vir jou sê, ja, onthou jy raai ons by die werk gister jou gemok. Toe jy gesê het, jy was by die kerk en jy het so 'n wonderlike ding met die Here gehad. Toe sê hy vir jou mors jou tyd, maar wat sê jy tussen daai skynheilige mense? Jou emosie seer gemaak. Jy het gevoel jy is opgewonde, jy wil sê nee, ek is nie lus vir daai ouens by die werk nie. Weet die Gees gaan aan die ander kant na jou wil toe kom en die Gees gaan vir jou sê, jy moet werk toe gaan, jy kan 'n verskil gemaak, jy gaan 'n impak maak. Jy het 'n saadjie in 'n ou se hart geplant. Hy tree net so op omdat hy eintlik weet jy's reg. Dis wat die Gees vir jou gaan sê. Vlees gaan kom en sê nee, bly lê. Jou intellek gaan vir jou sê nee man, dink 'n slim plan uit. Ja, seker baie planne. Jy kan 'n oortuigende iets deurgee om nie by die werk te kan wees nie. By die einde van die dag, die stem wat die sterkste is, gaan jou wil laat besluit wat om te doen vir daai dag. En as ons wil graag hê, en 'n kind van die Here in ons lewens, dat die Gees die sterk stem moet wees. So wat moet ons doen? Ons moet al die ander stemme elimineer, al die leuns, die seer, die vrees, die pyn, dat Jesus dit gesond maak. Die intellek, die leuns, wat die vyand ons geleer het deur die media, deur ons oorerwing, en dit wat ons, dat die Here ons van dit gesond maak. As hy hierdie goed gesond gemaak het, is hierdie stemme stil. En dan kom die stem van die Here na toe ons, en hy kan ons guide en ons lei op die pad waar ons wil wees. Wie maak dit sin? Loof die Here, amen, halleluja. So mense, ek gaan afsluit met hierdie enetjie, ekskuus julle is bietjie later, ek weet, maar ek het geniet vanaand, ek hoop julle het geniet, halleluja. Ek gaan Galasiërs 5 bedien, mense gaan lees hom net gou weer oor, dat jy mooi vertroud is met hom, die werke van vlees, en die vrug van die Gees. Het is belangrik om te sê, werke van die vlees, vrug van die Gees. Een vrug, werke is baie, vrug is een. Capture net gou dit, gaan graag oor dit bietjie bedien. Amen, loof die Here. Iemand wat ietsie wil vra, voor ons afsluit. Yes. Ja. Dit kan, maar is nie noodwendig 'n demoniese aktiwiteit nie. Want dan nou baie kere wil ons altyd die duiwel, dis die duiwel. En dan gee ons die duiwel krediet, uiteindelik niks daarmee te doen. Kan wees, maar nie alles nie, nie almal nie. Want baie kere die ou, jy weet, ek is maar so van die ou duiwel, jy weet, Raymond, ek het niks mee, ek is onskuldig. Maar eintlik is dit net ek en jy wat kan leer om ons vlees in lyn te kry. Baie van dit is net nikkerigheid, dit is niks met die duiwel te doen nie, dit is niks met nog bindings te doen nie, dit is net ek wat my vlees in moet onderwerp, in my gees stem. Ja, maar het kan, hy opereer daardeur, jy sê, want hoe hang af weer eens hoe sterk jy wil. Of jy wil na die Here luister, en of jy wil na al hierdie goeders luister, en uit dit uit kan al hierdie manifestasie, want nou uit die vrees uit, kom goed soos angstigheid, en angsaanvalle, en depressie, want dit kom uit die vrees uit. So daai vrees is 'n werk van die vlees, nie 'n duiwel noodwendig nie. Maar uit dit uit kan dit ontwikkel, dat die duiwel hou vas op my lewe het. Maar weet, ons sal baie keer, ek was dag die duiwels, jag die duiwels, ek meen in die trant wat ons duiwels uitjaag, met daai een, sorry maar, ek meen ons bind duiwels vas, dan, en jy weet, met alle respek, alle praktiese lyn, of daar een groot mother wees, wat net duiwels weer create, en want ons bly net vastbind, en wie maak hulle weer los? Wat is waar kry wat hulle losmaak? Want ons bly vastmaak, en hulle bly loskom. So, dit klink nou, maar dit klink altyd nou baie mooi, en geestelike ding om te sê, ons bind jou, en môre is hulle weer los. Dit klink vir Jesusie mense, ons bind hulle met garingdrade, en môre is hulle weer los. Baie keer is dit nie eintlik 'n geestelike ding nie. Dis ons werk van die vlees. Want ons vlees het nikke mense, hy het sekere dinge, jy weet wat hoekom, ek praat nou van pornografie, die goed maak, goed in ons menswees, hoe ons geskep is en gecreate is, in ons jong mense maak het los. Dis nie dat hulle net so gebore is nie, hulle word vroeg aan het blootgestel, hulle word aan vreeslike goed blootgestel, goed wat ons nie as mens kan dink nie, en daai goed in die siege en die goed van die mens, en dan kom die werke van die vlees daar uit, en dan
Nou gaan dit nou goed, want Welles gaan nou na hoerery toe. Jy sien, en selfs hoerery word nie eers as 'n duiwel genoem en word as 'n werk van vlees genoem. Dis 'n begeerte van die vlees wat bevredig word. As gevolg van blootstelling waardeur jy is, of van baie ander goed. Selfs met dronkenskap of dwelms, of daai goed, is om daai stimulant, dis 'n stimulant, want die vleesliggaam soek 'n stimulant. Hy wil okay voel, hy wil, jy weet, ek wil fly, jy weet, ek wil graag vlieg, wil hoor vlieg, en as ek bietjie het, wil ek nog meer hê. En dis ongelukkig waartoe die ouens, want ek meen ouens drink nie, jy weet byvoorbeeld hierdie goed of ruik of snyf het omdat dit lekker is, nie. Dit is die gevolg daarvan, wat hy like. Dis die stimulant agter dit, wat hy like. Die gevoel, waarna jy weet, hy raak nie in die middel noodwendig verslaaf nie, hy raak in die gevoel verslaaf. Hy wil weer op daai gevoel kom. En dis hoekom hy dit gebruik. Amen, loof die Here. Nog 'n vraagie? Ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand kon wees. Vader, my gebed is dat jy elkeen sal beskerm. Vader, hierdie is diep goed. Vader, maar ook so belangrik vir elke kind van U. En Here, hierdie is goed wat ons nie graag in die liggaam wil hê nie. Ons wil nie hierdie goed in ons as kind van die Here se lewe hê nie. Ons wil nie vrees hê nie, Here, ons wil nie woede hê nie. Ons wil nie goed hê, Vader, so selfbeheersing probleme nie. Vader, ons wil nie bang wees en angstig rondhardloop en goed soos hoerery en sulke goeters. Ons wil nie graag deel wees van dit in ons lewe. Hulle vyand as eers daarmee aanval nie. Ons wil nie bitterheid hê nie, Here. Ons wil nie hartseer hê, ons wil nie siektes hê, ons wil nie kwale hê nie. Because we are sons of God. En daarom bid ek dat U ons sal help, ons as mens, Vader, want ons hier vanaand, Vader, sit elkeen dalk met 'n ander uitdaging. Maar Here, dis die oorsprong, dieselfde is die werk van duisternis. Wat op elke persoon op 'n elke ander manier. Dalk sukkel een met woede, dalk sukkel 'n ander een met 'n verslawing, dalk sukkel 'n ander een met bitterheid, en 'n ander een met vrees. Maar Here, help ons as disippels om die liggaam van Christus mekaar ook te kan bedien, sodat U Gees ons kan lei, dat Jesus elke een kan gesond maak. Ons wil vry wees, Here. Ons wil los wees van vrees. En dankie Meester dat U manne en vroue so styf vashou, dat hulle U nabyheid vandag voel. Selfs elkeen wat hierdie luister, dat U hulle diep aanraak, dat hulle weet U is met hulle, U is saam met hulle. En ek wil U al die lof en eer daarvoor gee, in Jesus wonderlike en heilige naam. Amen. Ek gaan ook op die groep 'n prentjie sit van die gees, siel en liggaam. So 'n grafiekie, so 'n diagram van hoe dit by mekaar sit. Die diagram van die gees, siel en liggaam is in die tabernakel. In sy voorhof, heilige en allerheiligste. Gees, siel en liggaam. En die heilige, wil, intellek en emosie. Dis daar waar die kor is. Geesmens in die allerheiligste, waar die tabernakel is daar waar my geesmens is wat wederbaar moet word. Dis waar ek by God wil wees. En dis waar ek gaan wees in die volheid en die waarheid in die hiernamaals. So ek gaan so 'n prentjie opsit vir julle. Die Here seën julle, baie dankie vir julle geduld. Ek weet ons is 'n bietjie laat oor julle. Amen.